dag, jy wat geliefd is in die oë van die Here. Die laaste paar maande is my gedagtes nogals gereeld besig met die eindtye, om die een of ander rede. Ek sien veral hoe al die gelowiges voor God se heilige troon staan en hom aanbid deur lofliedere te sing en in aanbidding voor hom te buig. En daarom is vandag se teks een wat ek so graag met julle wil deel. Ons lees in Lukas 12 vers 40. Ook moet julle gereed wees, want die Seun van die Mens sal kom op 'n tyd wat julle dit nie sal verwag nie. Wat beteken hierdie woorde vir jou? Is jy gereed? Jy sien die grootste maatstaf van wie ons is en waarvoor ons leef, is hoe ons tyd spandeer. Ek wil hê jy moet 'n bietjie hieroor dink. Waar spandeer jy die meeste van jou tyd? Die meeste van ons spandeer die meeste van ons tyd aan en by die werk. Daarna kom familie en dan stokperdjies. Ure op die golfbaan of op die rolbalbaan of in die gym. Nou, al hierdie dinge is natuurlik belangrik. Dis dinge waarin ons moet belê, maar Jesus sê daar is nog iets waarin ons tyd moet spandeer. Sy wederkoms. Daar is baie verskillende menings wat verskillende mense het vir wanneer Jesus sal terugkom. En baie mense het al in die verlede voorspellings gemaak en datums vasgestel. Maar uiteindelik sê Jesus dat niemand die tyd en die datum sal weet nie. Hy sal kom op 'n tyd wanneer ons hom die minste verwag. En daarom, geliefde van die Here, omdat ons nie weet nie, moet ons gereed wees. En hierdie gereed is 'n werkwoord. Dit is vir my so belangrik, hierdie gereed wees. Ons is geneig om die meeste van ons tyd te spandeer om die regte loopbaan te vind, om soveel as moontlik geld bymekaar te maak, om sekere verhoudings na te streef, of om aan ons toekoms te bou, deur dinge bymekaar te maak wat die lewe vir ons gerieflik maak. En tog weet jy, berei nie een van hierdie dinge ons voor vir wanneer Jesus weer kom nie. Dink 'n bietjie hieroor. So, wat kan ons doen om onsself voor te berei? Die eerste ding is ook die belangrikste, en dit is om jou verhouding met die Here Jesus reg te stel. Jy moet kan glo dat hy sy lewe gegee het, sodat jy vir ewig kan lewe. Verbind jou dan
Ag, die Engelse woord sê dit vir my net soveel beter. Commit jou om tyd saam met hom deur te bring. Verbind jou daartoe om jou foute te bely en hom deur sy teenwoordigheid te laat verander. Wanneer jy jou verhouding met die Here herstel het en dit gesond is, let wel, nie volmaak nie, net gesond, daarin dat jy elke dag hunker om in sy teenwoordigheid te wees, dan gaan jy voort om ander te vertel van die groot liefde wat Jesus ook vir hulle het. Hou aan om elke dag in jou geloof te groei en wees getrou met die gawes wat God vir jou gegee het. Die Seun van die mens kom. Hy kom. Dit is so seker soos wat jy nou besig is om asem te haal. En net so seker kan hy nou kom. Ek nooi jou om vandag tyd in gebed en in aanbidding deur te bring. Oorweeg 'n bietjie wie jy is met Christus en wie jy is sonder Christus. En wie in jou lewe het nodig om te hoor dat Jesus hulle liefhet? Met wie kan jy vandag hierdie wonderlike nuus deel? Mooi loop.